Toe ek in die bediening inkom, het ek geweet, eintlik maar dit sal nie net rustig wees vir die tipe mens wat ek is. Ek is van 'n Makwaland, ek het 'n baie groot persoonlikheid. Ek het nie altyd 'n wag voor my mond nie. En dis soms my downfall ook, maar ek moes vroeg in die bediening geleer het dat veral vir die gemeente waarin ek was, dat verandering nodig was. Ek is geplaas of geroep in 'n baie stoer gemeente en ek het gou besef dat verandering nodig was. En toe ek die verandering begin implementeer, natuurlik was daar weerstand geweest en ek het myself baie die vraag gevra, maar hoekom bied mense weerstand teen verandering? As verandering plaasvind, dan beteken dit mos ons groei, ons beweeg vooruit en ons het nodig om vooruit te beweeg. En ek het sommer bitterlik gou besef, mense hou nie van verandering nie, want dit verloor hulle beheer. En wanneer jy beheer verloor, dan raak mense baie ongemaklik. Baie keer die mense wat teen die verandering is hulle wat al jare in die kerk is hulle wat gebou het aan die kerk, wat die kerk het tot waar dit vandag is, en hulle wil nie beheer verloor nie, want baie keer is dit ook al plek waar hulle beheer het. So, ek het in die begin baie gesukkel met dit, hoe om dit te hanteer, want jy wil almal happy maak. Veral as jy 'n dominee is, jy wil hê mense moet happy wees as hulle kerk toe kom. Hulle moet hulle deel doen en al hoe mense hulle deel gaan doen is as hulle happy is. En hulle gaan net happy wees as die dominee doen soos wat hulle sê, maar ek is nie so groot gemaak nie, ek is nie so ingestel nie en dis ook nie hoe ek my bediening wou uitleef nie. So ek moes die keuse maak om actually mense te verloor op die pad, om God se koninkryk op aarde uit te brei. Ons kan nie heeltyd onsself terug wil hou en nie verander oor 2 of 3 nie wil verander, terwyl daar duisende is wat reg is vir verandering. So, dit was vir my 'n moeilike een, maar ek het ook met tyd geleer, een of ander tyd kom hulle weer terug. Een of ander tyd dan kom die gesegde in van if you can't beat them, join them. So ek is baie dankbaar vir dit wat die Here op my pad gelê het en dit wat die Here in my hande gesit het om te kan doen. Ek dink die Here was nog te midde van die ongemak wat ook daar al was in my bediening met verandering wat ek wou bring. Dink ek maar die Here was nog al die pad saam met my. Ons leer mos ook in die woord dat die pad van die bediening en die pad van geloof is nie smooth sailing nie. Dit is nie net 'n rustige, kalm pad nie. So, daar gaan moeilike tye kom en ons moet maar net sterk staan in dit.